bloed en paddas. Ons lees Eksodus 7 vers 14 tot 8 vers 15. Oor die wonderteken wat die Here deur Moses gedoen het om die kierie in 'n slang te verander, is hierdie Farao nie juis beïndruk nie. Hierdie is egter maar net die begin van God se plan. Nou sal hierdie Farao en die Egiptenare sien wie God waarlik is. Hy gee Moses die bevel om die eerste van 'n reeks plaae in werking te stel. Stadig aan sal dit die klipharde koning sag maak. Eintlik moet ons hulle glad nie eens plaae sien nie. Hulle is eintlik wondertekens wat God se almag vertoon aan die afgodsaanbidders van Egipte. Terselfdertyd moet hierdie tekens ook die gelowige Israeliete se geloof in God versterk. God gee Moses noukeurige instruksies oor presies wat hy moet doen en wat hy vir die Farao moet sê. En dan vroeg een oggend stap Moses en sy 6-man broer Aaron af na die Nylrivier om die Farao in te wag. Presies soos God Moses beveel het, doen hy. En wanneer die Farao die oggend by die Nyl aankom, wag die 80-jarige Moses reeds vir hom. Die Here, die God van die Hebreërs, het my gestuur, kondig hy aan. Farao kyk hom half spottend aan. Watter toorkunsie gaan die ou woestynrot vanoggend uit sy hoed uittrek, wonder hy. Na wat nou gaan volg, sal jy weet dat hy die Here God is, waarsku Moses hom. Farao lag hom half spottend uit, maar dan gee Moses vir Aaron opdrag om met sy kierie op die Nyl te slaan. Voor die verdwaaste oë van die Farao verander die ganse Nyl se water in 'n dik rooi sop. Die reuk daarvan is onmiskenbaar, die van bloed. Die Farao styer verskrik terug, maar Moses is nog lank nie klaar nie. Baie dramaties swaai Aaron die kierie in 'n wye sirkel om hiermee te wys dat dit nie slegs die Nyl is wat so besoedel word nie, maar al die strome, fonteine, damme en moerasse, so ver as vir die oog kan sien. Skaars het hy dit gedoen, of die eerste visse kom na die oppervlak van die Nyl om te soek na suurstof. 'n uur later dryf daar oral dooie visse rond. Die Farao is woedend. Een van die land se groot heiligdomme is aangetas. Maar gelukkig het hy darm nog water in sy paleis. Maar as hy daar kom, moet hy uitvind dat selfs die water in sy paleis in bekers en komme in bloed verander het. Teen die volgende dag begin dit stink na vrot vis en vrot bloed. Die stank raak ondraaglik. Sê my, dis net 'n goeltoertjie, spreek hy woedend op sy manne. Inderdaad, bevestig hulle, ons kan dit ook doen. Maar nie een van hierdie wyse manne was in staat om hierdie afgryslike sogenaamde goeltoertjie van Moses ongedaan te maak nie. Vir 'n volle week lank word die Egiptenare getuister met hierdie walglike, ondraaglike toestand. Nêrens is daar 'n druppel water nie. Net hierdie afgryslike, stinkende, walglike vrot bloed. Wanneer God besluit het
dat die Egiptenare nou genoeg gehad het, klaar hy die situasie op. Dan stuur God weer eens vir Moses na die farao. Hierdie keer is dit nie maar net 'n versoekie nie, maar Moses moet die farao beveel om die volk te laat gaan om in die woestyn te gaan aanbid. As die farao weier om hulle te laat gaan, sou die tweede groot teken van God hulle tref, 'n plaag van paddas. Weereens is dit een van die Egiptiese gode wat die teken is, 'n sogenaamde godin met die kop van 'n padda. Volgens hulle geloof was sy verantwoordelik vir die geboorte van kinders. Natuurlik, presies soos Moses verwag het, weier die farao. Dan gee Moses vir Aaron opdrag om weer die kierie dramaties in alle windrigtings te swaai. Die farao wou nie hoor nie. Nou moet hy maar die gevolge dra. Skielik begin paddas oral uitpeel in hulle hordes. So word daar 'n bespotting gemaak van die Egiptiese paddakop afgod. Die glibberige, slijmerige dierasies begin oral inkruip, uitkruip en opduik, totdat die Egiptenare naderhand wil skreeu. Dit help nie om die aaklige goed uit die huis uit te smyt nie, want jy maak net plek vir nog meer paddas en nogmaals paddas. Dan kan die farao dit net nie meer vat nie en hy roep vir Moses: "Raak asseblief tog nou ontslae van hierdie afgryslike goed. Bid asseblief tot julle God en vra hom om die paddas weg te vat. Ek beloof, dan sal ek jou mense laat gaan sodat hulle kan gaan offer." "U Majesteit," spreek Moses die farao sarkasties aan, "en wanneer wil u hê dat ek vir u moet gaan bid? Doen dit môre." Moses gee hom die versekering dat hy dit wel sal doen. "Dan sal u weet dat die Here God die almag het." Moses het gebid soos hy beloof het en God het al die paddas laat vrek. Dit het 'n groot gemors veroorsaak in die land, met stinkende, dooie paddas wat oral in hoope lê. Maar anders as Moses het die farao sy belofte nie nagekom nie. Mens speel nie met God nie. Ja, hy is inderdaad oneindig genadig, maar eendag raak sy genade op vir die mens wat hom aan een teen God se roepstem verset. Die farao moes dit op die harde manier uitvind, toe die 10de plaag hulle tref. 9 keer het God se genadige roepstem na hom gekom, maar toe hy uiteindelik wil antwoord, is dit reeds te laat. Hoeveel keer het God se roepstem reeds na jou gekom? Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie wonderlike verhale uit die Ou Testament. Maar dankie ook, Here, dat ons hieruit kan leer en dat daardie ou verhale steeds vars en nuut kan wees en dat ons hieruit u almag kan sien. Amen.